My naam is Sylvester Kutse, ek is van Time to Talk. Ek sit vandag hier met juffrou Henderson, juffrou Katie Henderson, en ons gaan vandag praat oor internasionale vrouedag, maar ook die rol van die vrou in daardie verband. Die spreekwoord sê, if you strike a woman, you strike a rock. Nou ons gaan kyk waar is die rock en hoe, en juffrou Katie gaan vir ons vertel van die gesegde wat sê, if you strike a woman, you strike a rock. Kijk eens, wat ons ook gaan doen, ons gaan die vraag, baie van die vrae gaan in Engels en Afrikaans wees, maar wat gaan gebeur, sê jy die reg om dit te vertaal of te antwoord in Afrikaans of in Engels, en die rede vir dit is maar net om, vir die wat miskien nie Afrikaans magtig is, om ook in 'n mate te kan verstaan as ons. Juffrou, goeiemiddag, goeiemôre, hoe gaan dit? Môre, meneer Kutse, dit gaan goed, as die klagtes nie. Ek wil vir u vra, juffrou, die warm weer hier in Vredendal, wat gebeur hier met die warm weer, dat is so, ja, het is u gewoon die hitte? Ja, amper gewoon, maar hy Yes. kom is nou gewoonlik in Februarie maand, maar die jaar het ons om nou in maart. Ok, maar soos ek altyd sê, ons is gewoon die weer, maar, Yes. en as het nou weer begin reën, as hulle sê, kom Ja. reën het. So dames en heren, kyk eens, wees tevrede met dit wat die Here vir ons voorhou. Juffrou Katie, ek wil 'n bietjie van u ondervinding deel met betrekking tot u journey. U was definitief 'n voorstander in die onderwys, en ek sou graag wil weet vir u pad wat u geloop het. Vertel vir die kykers, what led you to become a principal, and what was some highlights of your career? Ok, in die eerste plek het ek mos 'n onderwyser geword, omdat ek lief is om met kinders te werk. En toe die geleentheid kom, om voor dat daar geleentheid is dat ek kon aansoek doen Yes. by die hoofskap, toe het ek die geleentheid gegryp. En wat vir my uitstaan vir die jare wat ek as prinsipaal was, is dat daar was, in my tyd was die kinders baie gedissiplineerd, en dan was die skool ook, ons was baie, ek in my staf en my beheerliggaam, ons was baie gestel op die veiligheid van die kinders by die skool. En as ek moet sê, dis daai twee goed, die dissipline, want as daar nie dissipline in die klasse is, dan kan die onderwysers hulle werk doen. En soos die kinders vandag is dit nogals moeilik. Maar ons kon reg kry. As jy bietjie teruggaan en gaan vra vir van die onderwysers, nadat ek weg is van die skool, as 'n mens kon praat met sekere onderwysers, het hulle gesê, daai tyd was dit vir hulle lekker om by die skool te kom. Die onderwys was vir hulle daai tyd baie lekker. Yes. Want seker maar 'n vroumens het mos 'n ander uitkyk op die lewe, en ons het seker 'n benadering. Yes. Ja, so dis maar van die goedjies wat So jy nou 'n bietjie getats ook aan die uitdagings. Nou, as ek mag vra, hoe het u veral in u as leier in daardie posisie, hoe het u dit geoorkom om die uitdagings miskien op te slaan? Ok, van die uitdagings wat ek nou ervaar het, was onder andere, ons het nie baie ondersteuning van die kringkantoor. Althans ek, wat nou die eerste vrou was, Ja. eerste breinvrou by 'n breinskool, het nie baie ondersteuning van die kringkantoor gekry nie. Ek moes maar in die diepkant inval, ek moes maar by die hoofdevereniging hulp vra, van die hoofde wat nou vandag nie meer met ons is nie, was baie ondersteunend. En dan sê ek hier, ek het ook geleer in die personeel, die departementshoofde, Yes. en die adjunkhoofde van ons skool, sekondêr,
was baie ondersteunend. Hulle het gevat, as ek vir hulle 'n opdrag gegee het hulle gedoen. Wat ek nog ook gedoen het, is byvoorbeeld, ek het baie gegaan, saam met van hulle, het ons altyd gegaan, elke vakansie is daar opleidings, by Kuilsrivier opleidingsentrum, so elke vakansie, as daar 'n geleentheid was, dan het ons maar gegaan vir die opleiding. Precies. Oké, so daar was gereelde, ek sal sê, verbreding van kennis, verbreding van situasies. Nou kan ek vir u vra, omdat die skool is een gemeenskaplike bate, kom ek stel het so. Kan u vir ons miskien sê, man, wat dink u was significant changes wat u ingebring het, wat 'n positiewe impak gehad het op die skool, as ook op die breë gemeenskap? Okay, een van die eerste goedjies wat ek het gesorg, ek het laat die beheerliggaam meer betrokke is by die aktiwiteite van die skool. They got more involved, and also we get parents to help the teachers with the coaching of the certain sport coach. So those were, and it helped a lot. The sports at Vredendal was at its best at that time. Yes. Another thing, I did also implement a system of delegating, so that those shy little teachers that just want to be in the class also get the opportunity to empower themselves. That's what Okay. En dan, juffrou, kan jy vir kyk eens ook sê, man, hoe het u dit gebalanceer met de demanding carrière vir die feit dat u 'n prinsipaal is? Hoe kan jy sê, hoe het u die persoonlike lewe met dit gebalanceer? Okay. Ek het die personal touch to get the understanding and the support of my family. That was the main thing. Yes. The family, the support and understanding of my family. En die persoonlijke activiteiten weg, misschien nog niet, weg van die familie af. Hoe, iets soos ek stel, jy moes school gehad, jy moes die orde aanhavend, jy moes die voldoening van die vereistes van die departement of van die school, die education, en enige ander activiteiten wat jy moet balanceer, want dit verg was ook baie van jy om as vrou, want jy moet ook kom kos maak ook. Yes. Dit is weer waar die delegering ingekom het. Ek het nie alle werk op myself geneem nie, my adjunkte en die departementshoofde moes daar inspring. En dit was mos harde mens world. Yes. En as jy gekyk het, as die besoeke gekom het elke kwartaal, daar is ek basies een vrou tussen 'n stuk of 8 mans. Ja. En ek moes my vrou daar staan, ek moes my man daar tussen hulle staan. Ek weet baie keer het hulle nie gehou van dit wat ek daar gesê het nie, maar ek het net gevoel, ek staan my man. Yes. Ek sal my sê, en ek het baie keer vir hulle daarop gewys, dat die distrikskantoor se mense sit in die kantore. Yes. Hulle het nie kontak met dit wat by jou skool elke dag gebeur nie. En dit wat by jou skool gebeur, jy het 'n plan wat jy nou vandag wil doen, maar as jy vanoggend daar bereik het instap, of jy gaan sit daar in jou kantoor, jy kry baie keer, ek kry baie keer eens tyd om 'n bietjie tee te drink. Yes. Want die goed wat op na my tafel toe kom, moes ek hanteer, want ek wil nie hê die onderwysers moet hy goed hanteer het. Daar is baie sensitiewe goeders wat ek moes daagliks, en dat kon ek nie by my plan uitkom nie, maar die distrikskantore en die kringkantore, hulle het nie daai goed verstaan nie, want hulle sit in 'n kantoor. Die man
as jy in 'n stoel, so warm stoel sit, moes jy maar net jou aangaan. En ek is ook dankbaar vir die skoolmaatskaplike werker en die skoolsielkundige, want op hulle twee se nommers kon ek enige tyd druk. En hulle was nooit het hulle gesê, ons kan nie nou daar aandag gee nie. Yes. Hulle sal net sê, ons is eers gou by die skool, daarna, maar voor die dag kon ek weet, hulle sou aan die probleem wat ek hanteer het, hulle sou daar aandag gee. En ek moet sê, ek het baie goeie samewerking met die rolspelers gekry. Ek selfs dink aan die SAPD, die polisie. As daar 'n geval by die skool was daai mense enige tyd daar. Dis net 'n oproep gekos, dan kom hulle daar. Hulle is sigbaar gewees en hulle eintlik sal ek sê, hulle het my hande en my arm sterk gehou. Absoluut. En ook my beheerliggaam, mense wat daar was. Want hulle was betrokke, hulle het gekom. Yes. Kan ek jy vra, juffrou, is dit in terme van legacy, u is nog nie meer daar nie, maar as u miskien sal iets wat vir u definitief wat om u kan, anders ek baie proud is, wat sal u sê, wat voor legacy dink u het u bereik in die tyd toe u as vrou daar was? Ek dink ek was die eerste vrou by die hoërskool, sekondêre skool, die grootste sekondêre skool in die kring, vanaf graad, waar die kinders vanaf graad 8 tot en met matriek was, en dit was 1300 kinders. En die ratio, eerste vrou. Die ratio van per klas om en by? Is mis eintlik by die hoërskole is mis 1 tot 38. Yes. Maar daar's sommige klasse wat dit ver oorskry. Presies. En vandag, dis seker een van die grootste dinge, as ek sal graag wil hê, dat die mense moet bietjie kyk na die Vredendal sekondêr, die klas is oorvol, en daar word net nie aandag gegee aan ons verwag gehalte onderwys. Yes. Maar die probleme wat die kinders gee, elkeen van daai onderwysers, as jy dan net 30 kinders het, dan is dit nog hanteerbaar, 35. Precies. Maar as hoe verder het oor die 40 gaan, raak het onhanteerbaar. En jy sit met 6 klasse van 45 kinders. Dink u in. Die onderwysers, ek verstaan hoekom hulle moet ingee, want dit is te veel, die getal is te groot. Precies. En dan word ons, aan die einde van die dag, word sekondêr vergelyk met 'n hoërskool Vredendal. As die uitslaa aan die einde van die jaar, of die begin van die jaar uitkom, die matriek uitslaa, dan word appels nie met appels vergelyk nie. Dan, hulle kyk nie dat die grootte van 'n skool nie. As jy nou vat sekondêr, as hulle 76% het, dis dit gelykstaande aan hoërskool se 100%, want dis 2 klasse van sekondêr. Yes. So daai ongelykheid, maar daar word verwag, hulle moet ook net so goed presteer. Maar hulle sit met 200 kinders in matriek. Precies. Kan ek vir u sê, ook daarop vra dat ek is by die rol as vrou daardie tyd toe u daar gewees het. As ek reg verstaan het in terme van my research ook dan, die infrastruktuur wat daar was, toe die skool gebou was, dat daar was nie wesenlike veranderinge om daai wat jy nou aan te spreek, te regverdig of aan te vul. Daar was op 'n stadium 'n paar teegeboue opgesit. Toe die getalle ook so oor, want die skool is gebou vir 800, soos ek verstaan het. Maar tans word daar net beloof, daar gaan nog extra lokale kom. Maar daar kom nie lokale nie, en dan verwag almal van Vredendal sekondêr om al ons kinders te akkommodeer. Vredendal sekondêr is gebou nie om 1300 kinders te inspeksie. Maar die kringkantoor druk hulle ore toe. Hulle dink nie daaraan. Dis 'n onbegonne taak.
En dan kyk jy hoe lyk jy uitslaag. As ek werk nou met adult matrieks. Yes. Kinders wat 10 jaar, hoeveel jaar gelede nou kom doen hulle matriek. En hulle was 'n drop-out. Yes. En baie van die kinders wat in matriek loop dryp ook. Ek weet nie hoekom hulle nie net die volgende jaar weer gaan probeer nie. Maar nou wag hulle 'n jaar of 3 en dan wil die man nou gehelp word. Yes. Dan moet ek wat nou by die adult matriek is, moet nou vir die persoon help. Kan ek vir u vra, of dit ek so met ander woorde, dat u rol as vrou, ten tye toe u prinsipaal gewees het, en tot op waar ons nou praat, is u as vrou nog steeds betrokke in daardie kapasiteit ook. Ek is nog steeds by onderwys, nog nooit eintlik fisies onderwys gelos, maar eintlik nie gelos nie, want sedert 2015 is ek betrokke by die adult matriek klasse. Yes. En dit is eintlik 'n goeie ding, want as 'n mens sien hoe baie kinders nie matriek haal nie, Yes. en nou kan hulle op hulle eie pas nou matriek uiteindelik bereik, en daai tevredenheid, die dankbaarheid is die man uiteindelik geslaag het. Daai is eintlik een van ek dink daai is nou op die oomblik my werksbevrediging. Presies. As ek sien hoe hulle slaag en hoe dankbaar hulle is dat hulle uiteindelik ook dit bereik het. Hiervoor kan ek vir u verder vra is dat internasionale Vrouedag, en dan dit is nou maakbaar, en dan het ons 'n Vrouedag in Augustus maand. Hoekom sou u dink sou die regering van daai tyd, ek dink dit was onder ANC weer, hoekom dink jy sou erkenning gegee word, eerstens internasionale Vrouedag, en dan tweedens Vrouedagviering ook in hierdie land? Is dit nie as gevolg van dit wat jy nou heeltyd gepraat het, van die rol van die vrou en die miskenning, as ek dit kan so stel, van die vrou? Geef vir die kykers 'n idee, ek het het maar nou op, in my domheid, ek het maar nou opgesom, wat is u gevoel rondom dit? Ek dink 'n mens besef nie eintlik die rol van 'n vrou nie, want as jy kyk in die kerke, Yes. dis die vroueorganisasies wat die kerk in stand hou. Okay. Hulle sorg vir die fondse, hulle sorg, en hulle is die bidders. Precies. Hulle is die mense wat sorg dat die kerk vooruit gaan. Ek praat nou in kerk van, vat by die skool ook. Kyk, as jy sal kyk, onderwysers wat watertyd by die huis sal kom, dit sal 'n ma wees, dit sal 'n juffrou wees. Hier en daar is daar deesdae mans wat ek sien, wat lank nog na die tyd werk. Maar die vrouens is die mense wat die ankerrolle speel, of as dit wil erken of nie, in jou gesin. Die ma is die een wat die opvoeding, as die kinders siek is, daar roep hulle vir mami. Waar is mama? En yes. Ja, en selfs die man as hy ook siek is, as die vrou daar wees. So dis die ankerrol, en ek dink die mense besef net die rol wat vrouens speel, daai anker. En seker ook omdat ons seker 'n bietjie emosioneel sterker is as mans, want vrouens kan baie meer pyn en lyding verdra as wat die mans, want vrouens sal nie so maklik moed opgee nie. As ek byvoorbeeld vanaand nie iets op die tafel het nie, sal plan maak dat die kinders iets het. Ek kan maar so gaan slaap. En dis nou weer die rol van 'n vroumens. Jy sorg altyd eers vir jou kroos, eers jou family, en dan doen ons maar vir ons altyd tekort. Ek dink dis ook seker van die goed wat uitstaande as 'n mens oor die internet en jy kyk die films oor die algemeen. Die meerderheid van die tye is dit die vroumense wat die meeste van die tyd daai opofferings maak. Net daarop gesê, in vroeger jare, as ek kan sê, kom ons noem dit in die apartheidjare, ja, was die goed die daar gewees nie. Maar nou is dit daar. So, want jy kry dit in die plaaslike regering of in die parlement goed ook is 50% plus. En maar jy kry nog steeds by partypartye wat, en ons gaan nie politiek praat, maar ek wil net 'n idee skets,
waar dit nog steeds is die manne wat oordonder. Yes. So wat is u boodskap nou vir daai mense wat nog steeds amper sê mansdominerend is in die verband? Ja, mense sal dit seker mos nie, omdat die man nou die priester in die huis is, Yes. nou word dit geglo dat hy moet alle besluite neem. Hy moet in die meerderheid wees of hy moet aan die hoof staan. En ek dink ook mense het bietjie minder respek vir vrouens in leierskaprolle, want hulle is te gewoond, dit moet altyd maar net die man Yes. wees. Maar daai prentjie, dis ook 'n ding wat 'n mens in jou kop moet regkry. Daai mindshift skuif, daai 'n kop skuif wat jy moet maak. So u sou sê dat dit is regtig waar dat ek was dit altyd in die union daar, het is altyd gesê een kant se die werkers en ander kant se die horde. Maar ons gaan nou nie mense, vroue en mans vergelyk nie. So u sê vir pertinent vandag is dat die rol van die vrou in vandag se samelewing is onmisbaar. Onmisbaar, yes. Kyk maar na families waar die ma of 'n vrou dood is, hoe val hulle uit mekaar uit. Yes. Wat sal jy sê juffrou vir die kykers met betrekking tot die ondersteuning wat u julle sou verlang as vrou in hierdie samelewing waarin ons leef? Okay, ek sal nou weer glo dat, omdat die Bybel sê die vrou is uit die rib van die man gemaak, sal ek glo ons moet langs mekaar staan. Ons moet mekaar omarm, in haak by mekaar, en want saam kan ons soveel beter doen. Die een het nie nodig om op die kop te wil sit of daai hoog te wil wees nie. So, en kyk maar die partye ook. Dis altyd, ek weet nie waar partye is, behalwe daar wat nou vroulike partye is, hulle het nou 'n vroulike leier, maar die meerderheid van die partye, hulle het manlike leiers en daar's daar so 1 of 2 vrouens, maar dit is nou nie so 'n prominente rol wat hulle speel nie. Maar daai moet ook verander word. Ek weet nie hoe ons dit sal verander nie, maar dit sal nog lank vat, selfs in die kerk ook. Ons vroumense word geminag in die kerk ook. Ja. Juffrou, kan ek vir u vra, in terme ons praat ons oor van die vroue, en ek bly by die rol van die vroue, en die erkenning wat julle gekry het, ek noem die vroue, gender-based violence. En 'n mens sien statistiek wys dit uit dat daar's nog steeds te veel gender-based violence veral op vroue. Ek kan my kinders ook inhaal, maar ek dink ons topik is nou hier op die vroue. Wat 'n boodskap het u vir die wat nog so gender-based violent agter is? Ek sal sê die tyd het aangebreek dat ons vrouens, ons moenie meer so stil bly nie. Die probleem is mos net, ons wil altyd goed mooi maak. Ek wil nou nie 'n klag gaan lê nie, want wat sal die mense nou sê? Maar intussen word ek so emosioneel afgebreek, en fisies word ek ook so aangerand, maar dan gaan ek 'n verskoning. Ons moet ons monde oopmaak, die stilte moet ons verbreek, want onthou, wat 'n mens nie besef nie, dis wat jou kinders sien, en hulle word so groot, hulle glo later, dit is reg. Dit moet so wees. Dit moet so wees, Yes. die kind sien, hy maak later moet sy meisie dit, want sy pa het gereeld sy ma, fisies en liggaam en emosioneel so afgebreek, afgetakel, maar die ma het maar net altyd stil gebly, want ons wil mos nou die vrede bewaar. Maar om vrede te bewaar sal nie meer help nie. Ons moet die stilte verbreek. Ek moet gaan uitstaan en ek moet gaan sê, dis wat die man en my doen. En ek moet 'n klagte gaan lê. Of moet iemand gaan praat. Die ander ding is, 'n mens moenie net die goed so stil hou nie. Jy moet daaroor praat. En hoe meer jy praat, dis waar jy bevryding, genesing sal kry. Absoluut. Ek sien nou daar die ander mannetjies ook daar, daai kant loop is, meneer Henderson Lionel, hy staan ook aan agter die kamera.
En 'n mens wil vir hulle ook dankie sê, want ek dink dit is 'n joint effort ook om die boodskap so te kan uitdra. Yes. Juffrou Kitty, ek wil ten laaste so u verraad dat soos ons gepraat het in terme van internasionale Vrouedag, die Vrouedagvieringe, die rol van die vrou en die begrip wat daar moet getoon word vir dit, vir die vroue se bydrae aan vandag se samelewing. U het nou die geleentheid om enige iets te sê wat ek nie vir u vra nie, as noem dit 'n shout-out, ter ondersteuning of watter van watter aard. Ek gaan nie vir u sê nie, maar u het nou geleentheid om die laaste spreekwoord uit te gaan. Dames en here, net voordat ek daai shout-out gedoen, wil ek vir u 'n beroep doen om ernstig dit wat nou vandag uitgekom het, laat ons dit begin implementeer, laat ons luister en laat ons hoor, maar laat ons ook implementeer. Die wêreld is boos daar buitekant. En ons het gesamentlike verantwoordelikheid om net die beste daarvan te maak. So juffrou, die laaste is u, dan kan ons weer afsluit. Een ding wat ek nou nog wil gesê het, is dat 'n boek, 'n persoon wat vir my uitgestaan het, Yes. in my hele, nou nog vandag nog, is Mandela. En sy boek Long Walk to Freedom. Ek het hoeveel jaar gevat. Ek het die boek seker 2 of 3 keer al gelees en dat vir my uitstaan, wat Lionel vanoggend neergeskryf het. You can achieve anything if you trust in yourself and in God. So you can achieve anything if trust in yourself and in God. Yes. En ek wil ook dan vir Lionel sê baie dankie dat hy na al die klomp jare, ons is 30 jaar, die jaar is 31 jaar, Yes. getroud, dat hy dan nog steeds by my sy, aan my sy is en dat ons mekaar verstaan. Yes. Soms gaan dit nou nie soos dit moet gaan nie, Ja. maar dis maar deel van die lewe, daar moet opdrand en afdrand wees, sodat ons moet bidden kan bly. Yes. Vir die vroue, wat wil jy sê vir die vroue wat nou tans in leiiersposisie is? Ja, hulle moet aangaan met dit wat hulle doen, maar hulle moet altyd onthou waar hulle hulp vandaan kom. Yes, soos die woord sê, in die naam van die Vader en in die Seun en in die Heilige Gees. Lionel kan nou vir ons net daar sê, Amen. Amen. Dankie. Amen. Baie dankie, Tinkas. Ons sien die weer. Bigyan nga sa mat na ko, Dankie, Kiki.